U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons skrif vanoggend staan Lukas 8, die eerste paar versies daarvan. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons vra die seën van die Here in hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak voor U voete. En ons wil vra, Here, dat U vanoggend U woord vir ons sal breek. Dat U met ons sal praat. Dat ons nie net sal hoor wat die woord sal sê nie, maar dit sal inneem, sal verstaan. Die diepte en die omvang daarvan sal begryp. En dis net die Gees wat dit vir ons so kan breek. Ons vra dat ons onsself sal afsluit van alles in die wêreld rondom ons. Vir 'n oomblik net aan die voete sit, Here, en kom praat met ons. Breek die woord vir ons. Amen. Ons kan aangaan, ek sê Lukas 8, Lukas 7, die wat gevolg het sal wonder hoekom ek julle hoofstuk geskiep het. Ons het nie hoofstuk geskiep nie, ek praat net verkeerd. Nou gaan ek probeer beter praat. Kom ons gaan van Lukas 7, die eerste gedeelte, ons het nou klaar gehad in Lukas 6, die pragtige deel van die eerste prediking van ons Here Jesus Christus, en nou gaan Lukas aan met sy verhaal. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, hy na Kapernaum toe gegaan. Offisier daar het 'n slaaf gehad wat van baie werd was, en die slaaf was siek en op sterwe gelê. Die offisier het van Jesus gehoor en stuur toe 'n paar familiehoofde van die Jode na hom toe om te vra dat hy moet kom om die slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê, hy is dit werd dat u vir hom dit doen, want hy het ons volk lief en het op sy eie koste die sinagoge vir ons gebou. Jesus het saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was, stuur die offisier 'n paar van die vriende vir hom en sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is dit nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek ook my waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Ek is self 'n man onder gesag gestel en ek is soldate onder my. Vir een sê ek gaan daarheen en hy gaan. Vir ander een kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom nie. En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf heeltemal gesond. Kom ons hou die gedeelte op. Ek wil graag so 'n bietjie in detail hierby stil staan, maar veral in die woorde wat ons Here Jesus Christus in vers 9 gesê het. Hy sê ek het in Israel nog nie so groot geloof teëgekom het nie. Dis opmerklik, ek wil so min 'n kantnoot begin, is nou nie die kern van wat ons vanoggend oor wil praat nie, dat die Here so 'n opmerking moet maak van 'n Romeinse offisier. Hier kom uit 'n oord wat ons dit ooit nooit sou verwag het, dat die Here iets so sou sê nie. En hy sê dit vir Israel en die sogenaamde volk van God en die kinders van God, dat binne julle het ek nie so iets gekry nie. En hier kom ek dit onder, en julle het eie taal, 'n rou heiden, en ek kry eienskappe van geloof, wat mens baie beswaarlik ooit teekom. Weet, as 'n Romeinse soldaat, kon hy maar tipies 'n Romeinse soldaat gewees het, wat nie omgegee het vir die Jode en die volk rondom hom nie, en nie omgegee het vir die werkers onder hom, die slawe onder hom. Ja, hier is 'n man van baie karakter. En toe dit sleg gaan, toe soek hy vir Christus op. En weet, ek sien hier in 'n pragtige deel ook daarvan, dat maak nie saak wie en wat jy is nie, dat daar waar jy is, kan ek 'n lig laat skyn en iets doen vir die Here Jesus Christus. En nou sien dit in die besonder in hierdie soldaat se lewe. Maar ek wil besonder stil staan met dit wat die Here hier praat, want hy praat hier van so 'n groot geloof. Daar is iets in hierdie man wat ons kan by stil staan en van kan leer. Kom ons kyk na sy persoon iets daarvan. Hy sê offisier het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werd was. Die slaaf het op sterwe gelê. In Matteus se weergawe dat hy was lam. En moontlik het die verlamming nou begin oral heen gaan, dat hy later nie meer sal kan asemhaal en die hart ophou.
Die offisier het van Jesus gehoor en toe 'n paar familiehoofde gestuur om te vra die slaaf gesond maak. Wie die man is weet ons nie. Die agtergrond, daar's niks van hom geskryf en alhoewel hy self in sy eie koste die sinagoge gebou het en baie goed was vir die dorp en die omgewing, weet ons niks. Ons het die getuienis oor hom. Maar jy weet, dit is nie iets unieks nie, dis nie iets snaaks nie, dit is iets wat algemeen is aan kinders van die Here in hierdie wêreld. Dat die grootste manne, die manne wat die kompliment van God afkry in hulle lewe, is baie keer nie mense wat die wêreld ken en reken en van weet nie. So ons is hier in baie goeie geselskap. Dat van die grootste manne van God en vroue van God, as jy in die hemel gaan teeloop, as jy sê, maar ek nog nooit van jou gehoor nie. Maar God is die een wat van jou met groot lof praat. En op die ou end is dit al wat saak maak. Nie wat mense vir my sê nie hoe ek vooraf was nie, maar 'n getuienis wat Christus self gee oor my lewe. En hier is getuienis wat twee belangrike punte raak en belangrik om raak te sien. As die Here praat hier van hierdie geloof van hierdie man, hy het net van Jesus gehoor, ons weet nie wat hy weet van Jesus nie, maar dit wat hy gehoor het, die getuienis van Christus was vir hom genoegsaam om oortuig te wees, maar hierdie is die seun van God. Ek sal nie verbaas wees as ons eendag in die hemel kom en ons moet hom daar en ek kry sy naam daar nie. Maar dit gaan nie oor hom as persoon nie, dit gaan iets wat hy openbaar in sy geloof. En ons kry hierdie twee kante daarvan, sy nederigheid, maar ook sy geloof. En die toe loop hand aan hand. Kom ons begin by sy nederigheid. Sy nederigheid het geen afbreek gedoen aan sy geloof nie. Ons lees in vers 6 dat hy sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is in die wêreld nie onder my dak kom nie. Daarom ek nie waardig om homself na u toe te gaan nie. Daar's baie mense vandag wat nie hierdie woorde van hierdie soldaat goed sal verstaan nie. Maar weet, die eerste ding wat hy openbaar onder hierdie woorde is, dat hy die regte siening van homself het. 'n Gesonde siening. Jou wêreldse sielkundiges almal sal onmiddellik vandag met my stry wat ek hieroor praat. Maar dit is wat geestelik gesond beteken. Om 'n regte siening van jouself te hê, te weet maar binne myself is daar niks goeds nie. Ek is nie waardig dat die koning van die konings in my huis moet inkom nie. Baie mense sou na self gekyk het en baie trots gewees het, ja, die Here Jesus was in my huis. En is 'n pleintjie vir homself gesing het, maar hierdie man, en dis die wonder van sy karakter en sy geloof, is om te weet, maar Here, ek is nie waardig dat U naby my kom nie. Ek is nie waardig dat U hierdie dinge kan doen nie, maar U kan hierdie dinge doen. Jou eerste ontmoeting met die Heilige Gees voor jou wedergeboorte is wanneer hy jou bewus maak van sonde in jou lewe. Daar is geen wedergeboorte wat volg ooit in iemand se lewe as dit nie eers kom by die bewusmaking en daarom altyd die eerste kontak. Maar dit hou nooit daarop nie. Soos 'n kind van die Here, 'n pad saam met die Here stap, openbaar hy myself wie en wat ek is en ek besef al hoe minder wie en wat ek is. En hoe diep die sonde in my loop en hoe onwaardig ek is dat hierdie koning ooit aan my so aandag skenk. En dis die wonder van hierdie soldaat en sy hoë ampt wat hy het, dat hy hierdie insig het. Ek lees 'n stukkie getuienis van iemand wat geskryf het oor die lewe van John Bunyan, Southey. Hy was self nie 'n gelowige nie, hy het geskryf oor die lewe van John Bunyan. Julle ken hom as die skrywer van Pelgrimsreis, maar nog baie ander boeke en die wat dit gelees het weet, daar's geweldige geestelike insig. Die man was werklik 'n man van God. Maar Southey skryf oor baie van sy lewe en sy biografie van sy lewe, maar daar's een ding wat hy nie vasvatting kan kry nie. Hy sê dat as Bunyan oor homself praat, die sagtheid en die liefdevolheid, dit is hy baie kras oor homself. Hy sal selfs krastaal gebruik om homself te beskryf. En hy sien dit as 'n minderwaardigheidskompleks en hy sien dit as iemand met 'n morbiede selfbegrip. En hy besef nie dat in Bunyan was 'n baie gesonde geestelike selfbeeld nie. Hy weet wie en wat hy is in Christus. En as hy sterk taal moet gebruik, sal dit wees oor hom en sy vlees en sy verlorenheid in Christus.
en voor Christus. Ek onthou, die ding het ons al 'n paar jaar terug gesing, ek kan nie onthou wat 'n CD het jy uitgegee nie, Ek is niks, U is God, dis haar eerste CD, en die ding het maar, die is baie wêreldwyd versprei, en baie mense daarna geluister, en op 'n dag het 'n vrou ook vir haar terug laat weet, dat hierdie lied, Ek is niks, U is God, ek moet buig, sy moet nie so min oor haarself dink nie. Dis nie hoe God ons gemaak het nie, en sy het nogal die goal gehad om vir ons die boek te stuur van Joel Osteen. Ek het die eerste bladsy gelees, toe gooi ek die ding in die asblik, dit kom uit die diepste hel uit. Miskien is van julle geskok, as jy Joel Osteen aanhanger is, moet jy volgende uitvind dat hy nie 'n kind van die Here is, hy praat uit die diepste hel uit. Hy praat oor die mens en opbou van die mens en die maak van die mens. Hy's die posterboy vir Christianity Light, alles wat fout is in die kerk en die evangelie, en praat niks van hierdie dinge nie. Daar's nêrens ingrawe, daar's nêrens 'n sonde besef nie, daar's nêrens heiligmaking, heilig lewe nie, en daar's nêrens wedergeboorte nie. En dis Christen mense wat dit praat, dis nie die wêreld nie, en dis die toestand van die kerk, en dit was vir my 'n oogoopmaker as 'n jong man om te sien, maar daar's baie wat in die kerk dink, maar ek moet gebou word hier kom ek en ek word 'n beter man, ek word 'n beter vrou, ek word beter al hierdie dinge. En 'n deel daarvan is waar. Maar jy weet, dit is soos ek wat hierdie glas wil vul, terwyl nog vuil water is. Nou stel jou voor, hierdie was nog vuil water wat in is. Wat gaan gebeur as ek nog water bygooi? Alles is nog vuil water. Die soldate die insig gehad om te weet, ek gaan nou nie die kosterd aandoen en myself om die water hier uit te gooi nie. Dat ek moet minder word, ek moet leeg word, ek moet niks word, voordat die glas kan gevul word met iets nuuts, iets skoons, iets rein. Alles wat ek daar ingooi en ek nog iets van myself oor, is onrein, is nog vleeslik, is nog menslik. En daar's 'n baie subtiele verandering, en 'n baie subtiele 'n padverskywing hier, waar dit kom oor, dat ek moet Christus in my lewe byvoeg, my lewe is nog myself, en ek bly myself vul met godsdienst en met water, maar die basiese water is nog vuil. Hierdie soldaat staan voor die Here en sê, ek is niks, ek is leeg, ek het niks, ek kan niks vir u bied nie. Daar's geen rede dat jy in my huis moet kom nie. En dis waaroor die Here hier praat, die wonderlike kenmerk van geloof, om te weet wie en wat ek is, en myself te kan sien. Paulus het dit gehad by uitmuntendheid. Voor Paulus' bekering was hy vol van homself, hy was selfvoldaan. Hy het die slogan gehad, met my God saam, my loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Jy het gehoor mense dit sê, né? En met God aan sy kant het hy 'n bendestorm geloop, en hy het Christene in die tronk gegooi en doodgemaak. Tot hy Christus op Damaskus ontmoet het. Jy sê, ek kan daai woorde van gedierenheid reg verstaan, wanneer ek gebroken is, wanneer ek leeg is, wat dit beteken. Met my God loop ek 'n bendestorm. En Paulus se lewe is 'n kenmerk daarmee dat hy selfvoldaanheid totaal gebreek was. En in sy ou dag het hy geskrywe, ek die grootste van alle sondaars. Sy nederigheid het nie sy geloof afgebreek nie. Die tweede aspek van hierdie nederigheid, en wat hy sê, en dit is belangrik, is nie net te weet wie en wat ek is nie, maar hy het ook geweet wie en wat Christus is. Dat Christus gewillig is en dat hy bekwaam is, dat hy die een is wat iets kan doen aan hierdie man. Hy is lief vir die diensknegt van hom, en hy sê baie van hom, maar hy sê nog meer van hom, dat hy geweet het waarheen om te gaan. By wie hulp te soek en die hulp te bring ook. Vers 7 sê net 'n woord, en my slaaf sal gesond word. Daar is geloof om te weet, die Here hoef nie te kom met doepas en salwe en ander dinge nie. Ek glo in die krag hiervan. Ek glo ook in die autoriteit daarvan. Sê maar net in my woord, en my slaaf is. Daar's geen onduidelikheid sy taal gebruik nie. My slaaf kan gesond word, en hy mag al gesond word nie. Hy glo in die krag van Christus, in die krag wat hy het, dat hy maak volkome gesond. En daar's niks wat oorbly daarvan nie.
Die vraag is, wat die mense onmiddellik jouself moet afvra, as ons onsself teen die lig hou, as die Here sê, daar is 'n man met geloof, is Here, waar staan my geloof? En in die besonder die nederigheid, hoe sien ek myself? Sien ek myself as niks en niemand nie, iemand wat die wêreld nie reken, en dan sê jy baie goeie geselskap. Die koninkryk van die Here is gebou deur vissermanne, mense wat niks en niemand is nie. Miskien is jy iemand met 'n belangrike werk, 'n belangrike posisie. Mense soos Paulus is ook deel van die koninkryk. Niemand is uitgesluit nie. Die vraag is, hoe affekteer dit my nederigheid? Daar is 'n belangrike woorde wat die Here sê in Openbaring 3, en hy sê dit vir 'n kerk, Laodicea. Hulle sê ons is ryk, skatryk, ons het niks nodig nie. En julle weet nie dat jy ellendig, beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Dis harde woorde vir 'n kerk om te hoor en vir Christen om te hoor. Here, wat is u estimasie van my selfbeeld? Nie myne nie. Laodicea het gedink ons is 'n kerk, ons is besig met baie dinge, baie aktiwiteite. Hulle het baie dinge, hulle is 'n mooi kerk en wat baie goeders doen. Maar hulle is vol van hulle self, die glas is vol. Daar's niks wat die Here kan byvoeg in 'n vol glas nie. Ek voel baie kinders van die Here se lewens is so vol van allerlei goeders. En daar's niks wat hy kan byvoeg nie. Besef nie, hulle is beklaanswaardig, arm, blind en kaal nie. Psalm 138, ja, die Here is hoog verhewe. Hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af deur die hoogmoedige. Lukas 14, elkeen wat hoogmoedig is sal verneder word, en elkeen wat nederig sal verhoog word. Ag, ons kan aangaan dat die Bybel sê dat die Here staan teenoor die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy krag. Dis 'n eienskap van Christus, is die eienskap van die kind van die Here. En dis een van die kardinale eienskappe van ware geloof. 'n Verstaan van wie ek is, 'n verstaan van wie hy is. Spurgeon skryf hy oor sê, your inability does not prevent the working of his power. Our unworthiness cannot fetter to his bounty or limit to his grace. Dit kan nie beperk word nie. En dis die pragtige deel van die soldaat, en hier sien jy twee waarhede hierso. Ek is totaal onwaardig, maar u is almagtig, u is genadig. En daar vind ons die kern van ons evangelie opgevang. Maar jy weet, saam met dit loop die duiwel, as die Here vir ons dinge leer, dan bring hy vir ons die af van die waarheid af, net langs die waarheid. En hy doen dit in twee groot opsigte vir ons hier, dat binne kinders van die Here bring hy in die nederigheid nog steeds 'n bietjie selfhoop. Hy bring vir ons nog 'n stukkie self, waar ek myself kan verbeter, waar ek myself kan bou. Ek vind dat binne die kerk van die Here Jesus Christus in die uur waar ons in lewe, as jy met baie lidmate praat, en ek vra vir hom, vertel my van jou wedergeboorte, dat bitter min vir jou iets kan sê. Terwyl Johannes 3 sê, as jy nie weergebore is, gaan jy nie in die koninkryk van God in nie. Maar Samuel dink, mense, dit is nie van my op toepassing nie. En dis die leen van die self hier wat die duiwel gee. Ek moet net genoeg kerk toe gaan. Ek moet nog net genoeg Bybel lees. Ek moet net genoeg vir ander mense rondom my sorg en genoeg godsdienst beoefen. Dan kan ek myself red. Natuurlik gaan jy vir jouself reguit dit sê nie, maar dis die denke en die leen van die duiwel agter dit. Terwyl die Here sê, maar jy moet leeg raak en jy moet sterwe in jouself. Dis wedergeboorte. Ek hou op. En dis die dinge wat hierdie soldaat vir ons openbaar, maar die Here ons aandag wil vestig hierop. Kan myself nie red nie. Selfversekering en trots is vyande van nederigheid. En kind van die Here, waar jy gewerk het met nederigheid en jou trots probeer doodmaak, dis jou lewe lank. Ek en jy kom nooit op 'n punt wat ons kan sê, maar ek het trots oorwin nie. Raai wat het ek nou net gedoen? Ek het uit trots gepraat. Korintiërs 12, pas op jy staan dat jy nie val nie.
En deur ons lewe is ons besig om oor te gee, besig om onsself te sien vir wie en wat ons is, en die Here te sien vir wie en wat hy is. Daar's 'n ander kant daarvan wat die duiwel ook doen. Dat hy ons draai na 'n punt toe wat ek sê, maar ek is totaal onwaardig. Worthless, soos die engele sê. Nou, worthless is 'n baie goeie plek om te begin in my geloofslewe. Maar die duiwel kan dit skeef draai na 'n impotensie toe, na 'n plek toe waar ek niks doen nie. Waar ek myself afsonder, ag, ek kan niks doen nie, ek kan nie praat oor hier nie, ek beteken niks nie. En so 'n verskoning hê, om die eeu 1 munt wat ek gekry het in die grond te begrawe. Julle onthou wat die Here vertel het van daai ene, né? Moenie val vir die leuen van die duiwel nie, ja, ek is niks. Dis 'n goeie begin, maar dan begin die Here aan my bou. En hierdie geloof en hierdie nederigheid balanseer mekaar. Kom ons draai dit om, en dis die tweede eienskap wat vir hom belangrik is, wat goed is dat sy geloof nie sy nederigheid benadeel het nie. Ons kan op 'n punt kom dat ek sê ek het baie geloof en ek staan in trots daaroor, en ek het al gehoor hoe mense in hulle dwaasheid daaroor praat. Baie selfverseker dat hy weet wat die Here sê en hy weet wat hy gaan doen. As ek 'n voorbeeld kan aanhaal, nou so onlangs gelede, het baie gelowiges geval toe sogenaamde Christene vir hulle gesê het die wegraping gaan wees op daai datum. Uit arrogansie is daar geprofeteer en leuns vertel. Die probleem en die wortel daar's nie nederigheid nie. Dis in my nederigheid en my leegheid waar ek gevul word met Christus en sy waarheid en sy liefde. Maar as ek nog iets van myself behou wil bly en ek wil die stukkie van die Here byvat, dan voeg ek skoon water by vuil water en alles raak vuil. Hierdie soldaat sê ek is self 'n man onder gesag, hy's 'n man, 'n gesiene man, maar sy geloof is ongeëwenaard. Vir een sê ek gaan daarheen en hy gaan, en vir ander een kom en hy kom. En hy verstaan iets van ware geloof. En dis deel van ons lese wat ons het in die gemeente wat vir my belangrik is en wat ek soveel kere wil onderstreep. Dat geloof en gehoorsaamheid loop hand aan hand. Ek het 'n nuwe woord verlede week uitgedink. Kan julle onthou wat dit was? Geloofsaamheid. Ek maak 'n nuwe woord. En dis wat hy demonstreer hier. En hy sê vir een sê ek gaan en hy gaan, en vir die ander een kom en hy kom. Hy verstaan autoriteit en hy verstaan die autoriteit van koning. En as hy sê Jesus is my Here, dan verstaan hy wat dit beteken. As die Here my Here is, dan beteken ek is totaal onderworpe aan hom. As God praat, dan as Christus praat, dan doen ek. En nie soos party gelowiges sê die Here is besig om my te praat en my te werk oor hierdie sonde in my lewe nie. Waarvan praat jy? Jy praat van dat jy die hele tyd ongehoorsaam is. Want die Here het gesê, hou op. Hou op met daai verslawing, hou op met daai ongehoorsaamheid, hou op met daai sonde, hou op met daai wat dit ook al mag wees. En nou wil ons dit uitwerk asof dit 'n sielkundige sessie is. Jy maak nie met 'n opperbevelvoerder 'n sielkundige sessie nie. En dit verstaan hy baie goed. U is die Here, u is die Christus, hy het dit gehoor, hy glo dit van hom. As u spreek, dan is dit so. Daar is 'n korrelasie tussen gehoorsaamheid en geloof. Die een kan nie sonder die ander nie. Iemand wat sê dat hy 'n kind van die Here is, ons het al baie daaroor gepraat. En hy doen nie wat die Here sê nie. Julle onthou wat die Bybel hom na verwys. Die hele bergrede gaan daaroor. Nie elkeen wat my sê, die Here sal in die koninkryk kom, want hy wat die wil van my Vader doen. Die wat doen wat ek sê, Johannes 14 vers 15, Johannes 15 vers 14. Hulle is my vriende. Gehoorsaamheid sonder bevraagteken is 'n gehoorsaamheid sonder onderhandeling. En as die Here na hierdie soldaat kyk en hy sê vir Israel, let op, kinders van die Here, let op, dit is wat ek soek, is dit wat hy soek in ons lewens. En ek dink dis iets, die verwysing daarna, as Paulus praat in Timoteus 2, dat in die laaste dae sal daar baie valse leraars kom, en dat die ware geloof sal nie meer daar wees nie. En die krag van die geloof sal nie geken word nie. Glo ek dit is juis op hierdie punt. 'n Algemene geloof, 'n algemene Christendom, maar nie 'n geloof wat 'n lewe verander.
en totaal nuut maak nie. Ons sit in 'n uur waar te veel in kerke sit en hulle bly dieselfde persoon wat hulle nog altyd was. Ware geloof is die leegmaak van jouself, die knie buig voor die koning van die koning, hoor wat hy sê en 'n lewe daarbey aanpas. En dis die moeite werd dat die Here dit raak gesing het en hy sê vir hulle, let daarop. En as hy let daarop, dan vat ons wat hy sê en Here, ek wil sing wat u sê en ek vat dit en ek dissekteer dit. U vra van my iets in die man se karakter, hierdie nederigheid, hierdie leegheid aan jouself. Ek is nie waardig dat u my red nie. Daar is niks binne my wat goed is nie. Maar ek het die vrymoedigheid om na u toe te kom, want u het 'n oop deur, u het 'n oop hand en ek doen dit ook. En hy vra vir die Here. En die Here doen. En as die Here doen, dan gehoorsaam ek. Daarin lê die essensie van ware geloof opgesluit. 'n Belingingsvertroue aan die een wat die opdrag gee. Absolute gehoorsaamheid. Vers 9, die Here se Jesus was verwonderd, hy hoor omgedraai en hy sê, agter hom aankom, ek sê julle in Israel het ek nie so geloof teëgekom nie. Wat veronderstel is om algemeen te wees, is 'n rariteit geopenbaar deur 'n Romeinse soldaat. En as ek saam met die Here geloop het, dan sou ek dit gesien het as 'n persoonlike belediging, persoonlike aanmaning. Want dis wat u en my soek. Hoe meer ek sien wie ek is, hoe groter word Christus in my oë. Hoe minder ek word, hoe meer kan hy word. Dis dit 'n eenvoudige samewerking. En hy word meer dood eenvoudig, ons het al baie daaroor gepraat, deur sy woord te hoor en dit gaan doen, dit te gaan lewe. Ons weet nie wat van hierdie soldaat geword het nie, en niks verder om ons sê het nie, maar die Here wou vir ons let hier op. Hier is 'n man met sterk geloof. Maar sterk geloof beteken nie dat hy vol trots is nie. Beteken hy het ware geloof. As ek myself vergelyk vanoggend waar ek staan, ek dink nie een van ons sal self ooit te baie hoë lig stel nie, maar is ek in die regte koers en in die regte lyn? Sien ek myself van wie en wat ek is? En vra ek soos Dawid gereeld af, Here, sien my onder as binne my raak, wys my wie en wat ek is. En dis 'n gebed wat ek gereeld bid. Trots is my groot gevaar. Is my vyand. Om in te sluip en my te laat dink, maar ek is iets, ek is beter, ek is goed, ek is wat? Maar hoe meer ek gebreek word, hoe groter raak Christus en hoe groter raak sy genade. En ek sing die kruis vir wat hy werklik is. In sy volle glorie. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir die getuienis van hierdie man. 'n Soldaat. In sy opregte geloof en sy eenvoudige geloof in U. In die regte siening deur U genade dat hy weet wie en wat hy maar is. En dankie dat U deur U dit nog steeds in die kinders doen. En nog steeds vir ons wys, Here, wat ons is. Dat ons 'n gesonde geestelike beeld van onsself sal hê. Dankie, Here, dat alles ons niks, alles ons totaal onwaardig, dat U genade so groot is, dat U nog steeds na ons toe afbuig. Maak nie saak hoe groot ons sonde is nie, maak nie saak hoe ver ons afgedwaal het nie, maak nie saak wat 'n omvang ons lamheid is nie. As ons glo en ons gee onsself vir U, maak U ons nuut en kan ons in U genade lewe. En ons eer U daarvoor. En ek wil bid, Here, as daar nog selfbelang, nog trots, nog dinge is wat ek in my lewe koester, wat nie daar hoort nie, gooi die laaste vuil water uit. Vul dit, Here, met U lewensvrug, tot eer en tot glorie van U naam. Amen.